Goeiedag, ek is Jan Brink van AP Kerk Oudtshoorn in Grootfontein. Ek wil graag vir ons enkele verse saam lees vanuit Lukas 18 vanaf vers 15. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disippels dit sien, het hulle hul bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Daar is 'n baie bekende gesegde van Johannes Calvin wat sê, geloof is net die leë hand wat ontvang dit wat God gee. Dink vir 'n oomblik aan 'n klein kindjie wat sy hand uitstrek na sy pa of sy ma, nie omdat hy iets van hulle verdien het nie, maar omdat hy weet, by hulle sal hy ontvang. Dis die beeld wat Jesus in hierdie gedeelte vir ons gee. 'n Kind wat vol vertroue kom. Sonder vrees, sonder verdienste, net met 'n hart wat weet dat hy geliefd is. Maar nou wat van my en jou? Hier is die vraag waarmee Christene geweldig worstel. Vertrou ek werklik soos 'n kind op God se genade, of probeer ek dit steeds daagliks verdien? As Christene sukkel ons baie dikwels met hierdie gedagte. Ons probeer verdien dit wat God gratis gee. En ons worstel met die balans tussen geloof en werke, tussen vertroue en prestasie. En daarom het Martin Luther dit eintlik baie raak gevat toe hy geleer het, die grootste sonde vir die mens is nie om te struikel nie, maar om te dink, jy kan jouself red. Want jy sien, wat Jesus hier bedoel is, kinders het 'n sekere manier hoe hulle optree wat vir ons in hierdie geval baie belangrik is. Veral as mense nou sou dink aan jou kleintjies van so 0 tot 2 jaar oud. Hulle het 'n soort van, soos wat iemand dit eendag genoem het, groot oog bewondering. En God wil hê ons moet met daardie selfde tipe bewondering staan voor sy genade en ons moet met daardie bewondering sy majesteit aanbid. Sulke klein kindertjies se geloof is waarlik iets wonderliks, want hulle glo wat ook al jy vir hulle sê. Ja, as hulle ouer word, dan begin hulle vra en hiervan het hulle tieners begin hulle selfs tee praat. Maar as hulle so klein is, dan glo hulle letterlik alles wat uit jou mond uitkom. God wil hê ons moet daardie selfde soort vertroue op hom hê. Nou reg deur die skrif sien ons een en dieselfde patroon. Dit is, God tree altyd eerste op. God is die een wat eerste handel. Hy is die een wat ons roep. Hy is die een wat ons reinig. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy genadig is. Soos 'n kind wat uit eenvoud leef en net ontvang, sonder om vrae te vra, sonder om daaroor te wil redeneer, so moet ons ook die koninkryk van God aanvaar, soos wat die woord dit aan ons openbaar. Nie met slim praatjies nie, nie met verdienste nie, maar met nederige afhanklikheid. Van die oudste tot die jongste het ons daardie troos vandag. Jy is geliefd by God. Hy roep jou. Hy het jou gereinig in Jesus Christus. Hy omhels jou met sy Heilige Gees wat hy oor jou uitgestort het. Die vermaning vir my en jou is, kom na hom toe. Kom met vrymoedigheid en met eenvoud soos 'n klein kindjie, vol vertroue, vol groot oog bewondering, sonder vrees. Kom sonder verdienste. Kom met geloof as die leë hand en ontvang dit wat God uit liefde vir jou gee, uit genade alleen.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, Here, vir u genade. Here Jesus, baie dankie dat u ons roep. Ons bid, o Heilige Gees, dat u in ons harte sal werk, om ons daagliks te lei en te leer om hierdie kinderlike afhanklikheid tot u eer en verheerliking uit te leef. Amen.